In die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring. Hierdie is episode 1 van Die Holtes van die Binnekring, 'n radioraps radiodrama. Dit is hier in 'n 3-slaapkamer flat, geleë bo 'n drankwinkel en 'n apteek wat double up as 'n steroid en Ozempic lab waar alles begin het. Die flat word bewoon deur 3 vriende, Charlize, Kelson en Quincy. Hulle het ongeveer 6 jaar gelede hier opgeëindig nadat hulle die laaste 3 mense was wat wakker geword het by Op die Koppie. Toevallig al 3 in 'n kakhuis. Hulle het daar besluit om saam te staan en maar terug te loop huis toe en as hulle gelukkig is, dalk gaan iemand hulle oor hulle ontferm en hulle dalk stiek vir 'n lift. Maar niemand het nie, want hulle was vuil. Veral Kelson het geryk soos 'n overall wat na 40 dae se bossiekap nog nie een keer gewas is nie. Kelson is 38 en hy vat die lewe nie te ernstig op nie. Hy het baie rondgetrek en het baie lewenservaring. Hy is goed met sy hande en hier 'n stukkie workshop by 'n oom waar hy goedjies maak om te verkoop en mense se kilos op hulle karre terugdraai voor hulle dit swaai. Kelson is 'n lang man, 'n skralerige man, maar hy het 'n klein, stywe boepens. Hy lyk maar lank en dik gelyk. Hy is basies gebou soos Shaggy van Scooby-Doo met 'n klein skoffie soos Quasimodo op 11. Sy haarkleur is 'n mengsel van rooi en ligbruin, baie soos 'n mengsel van rooi grond en die roes wat geneig is om op te bou binne 'n nommer 3 potjie. Hy het bruingroen oë, maar sy linkeroog, vir een of ander rede, lyk of hy konstant na 10 uur loer. Charlize en Quincy is 'n tweeling en albei is 29. Maar hulle lyk glad nie na mekaar nie. Baie mense sê dat alhoewel hulle 'n tweeling is, dit heel moontlik van 2 verskillende paas moes gewees het. Charlize is 'n bar lady en promo girl, heiliglik vir Strawberry Lips. Charlize se ex het dit eendag goed opgesom toe hy gesê het, sy's ongelooflik mooi, totdat sy begin praat. Haar ma het haar weggejaag oor haar gesuiperheid, want sy het 'n lekker vuil bek en sy raak verskriklik slordig dronk. Dan raak haar stem hees, oor sy vreeslik skree en die volgende oggend, as sy wil praat, klink sy soos 'n gebreekte karhoeter. En dan wil die gaanse haar byt. En haar ma was baie erg oor haar gaanse, so sy moes maar gly. Sy's 'n mooi girl, maar skurf soos 'n bouer se hakke. Wat haar hare betref, is mense nie altyd seker of dit wit is met swart highlights of swart is met wit highlights nie. Haar broer, Quincy, is 'n gamer, maar 'n ware gamer in hart en siel. Hy was al gefire by sy werk by die DVD-winkel toe hy 'n kliënt met 'n kaartmasjien gemoer het wat gesê het, Doom is kak. Hy is 'n dik jong man en hy like dit om met effe bakarms rond te loop, want hy sweet vinnig en dan kry hy rash onder sy arms en daarom gaan hy nêrens sonder sy camphor-cream en Vaseline nie. Hy het donkerbruin hare soos 'n chocolate labrador en dit is baie dik en krullerig. Die laaste keer toe hy dit afgeskeer het, was toe hy luise gekry het, toe hy tronk toe gegaan het vir dronk bestuur en hulle kon 2 kussingslope volmaak daarmee. 6 jaar gelede het die 3 besluit om saam in te trek en om mekaar te ondersteun in die dag tot dag van die lewe. Hierdie was episode 1 van die radiodrama In die Holtes van die Binnekring. Skakel volgende week weer in vir nog 'n episode van Die Holtes van die Binnekring. In die holtes van die binnekring, in die holtes van die binnekring.